Dit voel as skouers. jy op die verhoog is, dan is daar ergens op jou skouers. Ergens gebeur dit. Ag, you gotta lift the prince, man. Jy moet die prins oplig. Vir jare lank sou almal na hulle parels gegryp het as ek nou 'n fok of polisiekar op kamera gesê het, maar weens die man wat vandag hier by my sit, kan ons dit met gemak sê. Fransjo van Cooke kuier vandag by ons in die jongste episode van Stoepkuiers. Welkom hier by ons. Dankie. Ek is bly jy kry die geleentheid om te vloek. Dis hy, die een geleentheid. Op kamera. Ek mag, die een Jy keer. moet. Dis hy, die res moet ons maar uitbleep. Okay. Maar net jy mag vloek, ek mag nie vloek nie. Ek mag sê fok op polisiekar, right? En jy ook. En dis fine op kamera. Ja, dit kan ons sê. Dis good. Solank ons as ons die woord begin opdeel, Ja. dis wanneer die moeilikheid begin. Ja, maar in die verlede het baie mense het ons begin noem die polisiekarre of polisiekar en ons het altyd gesê maar dit is die deel wat ons nie van hou nie. So hulle ja, Jy moet hom kan sê, ja. en hard kan Dis sê. eintlik die ander deel. Jy moet afkort na die ander deel toe. So, kom ons begin by die nuwe dinge waarmee jy besig is. Jy het nou voor die tyd vir my vertel, jy het vingers in 'n paar pastye op die oomblik. So, waarmee is jy hoofsaaklik besig op die oomblik? Watter liedjies werk jy aan? Watter liedjies is jy op trots en opgewonde om uit te reik? Yes, like it. Ek dink alles wat ek sal uitreik, is ek hopelik op trots. Ek dink nie ek sal dit in die wêreld loslaat as ek nie daarvan hou nie. Maar ons het gepraat oor my vorige song wat uitgekom het, Nagmerries. Dit is weer hoe die lewe werk deesdae in die streaming wêreld. En hy is nou like 2 maande oud en dit voel vir my amper soos 'n ou song, maar ek weet baie mense besef nou eers hy's uit. Dis 'n song wat gaan oor ek het hierdie recurring nagmerrie en die koorgedeelte van die song gaan baie baby is eintlik ek moet vir my nagmerries Baie sê. probeer groet. Ek hou van hom baie, maar ek is nou al klaar weer besig met 'n klomp ander stuff. Ek het gisterand en vanoggend geshoot aan 'n musiekvideo vir 'n nuwe song Bankkinders. Dis nogal 'n punk song. Ek dink ek het nogal lank terug iets uitgesit wat jy weet my vroeë invloede so tentoonstel. Jy weet ek groot geword op jy weet punk stuff van Nirvana en Pearl Jam en Green Day en Offspring geluister. Dis die eerste stuff waarna ek geluister. Ek het groot geword op Blink-182 en ek dink hierdie song is 'n bietjie meer in daai tipe style. So ek gewoonlik is dit daai tipe songs wat nie so baie kommersiële waarde het nie. So ek dink ek doen dit meer vir myself. Ek hou baie daarvan. So ek dink dit maak dit vir my die moeite werd, maar ons sal sien. Miskien is daar ander mense wat ook daarvan hou. Ek het ook saam met my vriende Volk 'n song opgeneem. Dis 'n cover van The Bats se Groen en Goud. Dit is so classic. Ek dink Volk het so 'n goeie job gedoen om dit te rework. Dis so 'n ook 'n kind of 'n punk dirty rock and roll vibe van Fatom Dawie. Classic. En ons het actually in touch gekom met die Bats, met Eddie Eksteen. Hy's nou 85 jaar oud en hy het gesê okay die song en hy love die idee dat ons dit uitsit. Ja. En ek en Sonneke is besig om te skryf en iets. Ek het saam met die Fok of Polisiekar ouens besig om te werk in 'n paar songs. Ek en my vriend Hunter Kennedy ook van Fok of Polisiekar is ook besig om iets te werk net ek en hy. Ja, daar's 'n paar stuff aan die gang. Waar is mens? Want ek weet ook nou, jy is dan seker in die voorbereidingsproses vir Fransjo van Cooke en vriende wat later die jaar by die Sanbed is. So waar kom jy tot rus? Ja, ek het vanoggend vir my vriend wat saam met my op die pad is, hy sit hier uit van kamera af, Richard gesê, ek is nogal uitgeput, maar ek voel nie as my brein lekker funksioneer op die oomblik nie. Ek operate miskien nie 100% by my volle kapasiteit nie. Maar ek gaan rus. Ek vat 'n bietjie ons vat nou vakansie as my kids vakansie het. Ek's baie excited vir 'n bietjie vakansie as my family, ja. So Fransjo van Cooke en vriende is nou al uiteraard 'n paar jaar aan die gang. Wat kan mense verwag van hierdie jaar se vertoning? Ja man, ek dink hierdie jaar se line-up is soos almal wat ek al ooit daar wou gehad het op een slag daar. Ek bedoel elke jaar kry mense almal deel van die ding nie en baie keer is dit 'n bietjie van 'n bummer. Soos ek bedoel laas jaar het ons nie vir Early B daar gehad nie. Early B is obviously 'n baie belangrike deel van dit. Hy was van die begin af elke jaar nog daar. Hy was nie laas jaar kon hy nie daar wees so hierdie jaar se daar Neon Dreams. Neon Dreams is ook nie laas jaar daar nie. Neon Dreams is weer terug. Ek dink dit is wat dit spesiaal maak vir my. Hierdie jaar is ons het almal daar wat ons wou gehad het. Almal is daar. Ons het seker gemaak ons boek almal vroeg ons kon doen. Robbie Wessels is die enigste ou wat nog nooit daar was nie. Hy is vir die eerste keer deel van die line-up en ons het Bok Befok saam gedoen. En ek en hy het 'n paar keer leeuloop by Liefde by die Dam en stuff saam gedoen. So dit gaan nogal cool wees om hom daar te hê vir die eerste keer. Ek dink ons gaan as per usual die beste doen wat ons moontlik kan doen met
produksie en sound en visuals en ontploffings en Zaan op die collabs skouers. en zaan op my Dit voel as skouers. jy op die verhoog is, dan is Zaan ergens op jou skouers. Ergens gebeur dit. Ag, you gotta lift the prince, man. Jy moet die prins oplig. Dit voel vir my, dit is of ek het al gesien iemand was op sy skouers ook. So miskien is hy net die een wat ergens op iemand se skouers wil klim of iemand moet op sy skouers. Ek weet nie. Ek weet nie hoe dit begin dat die eerste keer toe ons wat hy op die line-up van Fransjoefine was, toe het ek hom opgetel randomly en toe het nou maar net 'n ding geword. Maar laas het hy gestaan op my skouers, that was a new one. Oh my word. En niemand hou vas nie. Balanseer hy net so op jou. Ja sien, die liewe Here het my nie geseën met sulke goed nie. Ek kan nie sulke goed doen nie. Ja. Daai is veelsidigheid. Dis wat dit is. Net om te gaan van iets wat nou nogal humoristies was na bietjie meer ernstig. Is daar iets rondom bekendheid wat jy nie noodwendig geniet nie? Want uiteraard gee dit nou vir jou 'n platform om jou musiek daar buite te sit. Dit gee vir jou 'n platform om te kan sing voor mense, maar dit kom ook met 'n stukkie van jou wat altyd ander mense sin is. Ja, ek dink die ding wat ek die minste hou van bekend wees en nodig wees om ek bedoel wat ek doen vir 'n lewe, besides vir bekend wees, is ek moet gaan musiek speel vir mense op verskillende plekke. En ek hou van musiek maak baie en ek hou van songs maak en ek hou van musiek speel, maar ek is nie so mal oor om weg te wees by die huis. Nee, dit was ideaal in my 20's, maar ek is nie nou meer mal oor nie. 'n Bietjie meer by die kinders wees. Ja, so ouer ek word, hoe ouer my kids word, hoe moeiliker raak dit om weg te gaan. Ek love musiek speel. Gelukkig doen ek iets waarvan ek baie hou vir 'n uur of 2 'n dag as ek op die pad is. En gelukkig doen ek dit saam met goeie mense, maar dit is nie ideaal om weg te wees met family nie. Ek dink dit is die badste deel van 'n traveling musician wees, besides vir bekend wees. Weet jou kinders presies wat jy doen en wie hulle pa is? Ja, my dogtertjie weet definitief, sy is 9. Ja, ek het al gespeel by hulle skool. Is sy Ek dink ek sou nogal rondgeloop het tot met die kat se snor. Ag, ek weet nie. My seentjie, random kids het my gegroet nou dat by skool sê soos like, hoe ken jy die kids jou naam? Jy weet. Ek het nou eendag 'n show gespeel en ek het hulle op stage gebring by 'n festival in Durban en toe het hulle gedink ek is die coolste ever. Maar ek bedoel, Ergens gaan dit ook 'n uur later is ek net weer dad, you know what I mean? So that it doesn't last long. Maar ja, ek dink hulle die idee en dis cool en ek dink hulle albei hou van musiek want ek speel vir hulle musiek in die kar. My laaste favorite song op die oomblik is King Kunta van Kendrick Lamar. Daar's soos 1 miljoen vloekwoorde en ek probeer vir hom verduidelik dat ons kan hier in die kar dit saam rap, maar ons kan dit nie saam rap as ons in die klas gaan nie. Daai is 'n gevaarlike speletjie om te speel. Maar ek bedoel ek speel in 'n band met hom Fokus Polisiekar, so hulle gaan daai ene moet uitfigure, jy weet. Ek dink mense het 'n sekere idee oor jou. As mense jou nie aktief volg nie. Ek praat van mense wat dalk jou geken het jare terug. Hulle het 'n vooropgestelde idee oor jou gehad en oor wat jy daai jare gedoen het. Nou is hulle nie meer so ingekoop nie want jy het nie meer so baie skandale wat jou volg nie, as ek dit so kan noem. So hulle weet nie eintlik wat aangaan nie. Hulle aanvaar dit wie jy was, is jy nog steeds. Maar eintlik is jy net 'n familieman. Jy's net 'n pa wat jou musiek speel oor naweke. Het jy ooit die behoefte om moeite te doen om mense se vooropgestelde idees oor jou verkeerd te bewys, of wil jy net aangaan met wat jy doen? Daar's 'n boek uit my stories as mense regtig die waarheid wil weet, as hulle nie so ver kom om te weet nie, ek gee nie om nie. Jy weet ek is heeltemal 'n ander mens as wat ek was 20 jaar terug. Ek bedoel, heeltemal anders op een manier, maar ook heeltemal dieselfde op 'n ander manier, maar my habits is heeltemal anders as wat dit was 20 jaar terug. So dit maak my lewe heeltemal anders, right? Maar dit is ook ek. En jy weet, dit dra by tot wie ek is vandag en die goed wat ek daar verkeerd gedoen het, kan ek oor jammer wees en sal ek oor jammer wees en net so ek jammer is daaroor het ook bygedra tot wie ek is vandag, jy weet. En ek weet dit is like 'n groot cliché om te sê ja, alles het bygedra tot wat ek is vandag, maar ek is ook jammer oor van die goed wat ek gedoen het en ek het ook regrets, jy weet, oor van die goed wat ek gedoen het. Maar my lewe sou nie dieselfde gewees het as ek nie daardeur was nie, jy weet. Ek en my vriendin was by jou
KAKNK vertoning gewees, maar dit was die 11:00 die oggend een. Daar was like net een wat in die aand was en dan was daar een van die en ek kon sien jy het eintlik die behoefte dat mense saam net bietjie sing want eintlik was daar gehoor baie teater. Yes. Maar ja, dit was nou maar theater show, I guess. Kon sien jy wil net 'n bietjie daai die reaksie wat jy gewoonlik by die groot feeste kry, mense skree, mense sing, mense gaan te kere in 'n teater, is dit so, almal is vroom, groet mekaar, sing glad nie. Is dit vir jou 'n aanpassing om te gaan van 'n groot fees na 'n teater waar dit net vroom gesigte is? Nee, ek hou baie van albei. Ek hou van teaters ook speel en ek hou van speel waar mense sit. Maar daai spesifieke show waarvan jy praat by KAKNK was daar, ek sou sê die oorgrootste meerderheid was bo 50. Ja, dit was iets om deur te kom, jy weet, ek het like ooms en tannies gehad, wat ek is ook 'n oom en of 'n tannie, maar jy weet, ek het hierdie mense gesien wat gevoel het, jy weet, ek moet hard werk om hulle aan my kant te kry, jy weet. So, maar dit was lekker. Ek hou van ek het daai show net een keer gedoen, ek weet of ek dit ooit weer gaan doen nie. Dit was 'n baie lekker vertoning gewees. En my vriendin wat saam gegaan het, ken nie jou musiek so goed nie, want sy is nie een van daai wat baie hou van die rockmusiek nie, maar toe sy daai vertoning gaan kyk, toe sy aan die ander kant, want die lirieke het meer met haar gepraat, omdat die musiek bietjie, ek wil maar sê, meer gedemp is, ja. So, dit was, so sy daar uitgestap, toe sy soos, nou verstaan ek jou, nou verstaan ek hoekom jy so baie van Fransjo van Cooke hou. So, ek dink jy het dalk 'n paar harte daar gewen met die. Yes, ek hou baie van daai shows ook doen. Dit is, ek hou van wille rock and roll crowds, maar ek hou ook van die chill vibe, dat mense bietjie kan hoor wat gaan. Dis kan bietjie meer chat ook. Ek bedoel, jy vertel mense bietjie meer vir jou storie. Ek joke bietjie met Richard, jy weet. Die goeders wat jy nie regtig op 'n groot stage kan doen nie, jy weet. Ek dink mense sien dalk bietjie meer van jou in so 'n show as wat hulle sien in 'n rocking environment. Was daar nie ook by daai vertoning waar daar 'n klein seentjie na jou toe gekom het en regtig hard gevra het vir 'n liedjie of mooi gevra het dat jy 'n liedjie doen en jy het iets geteken ook na die tyd vir die kind. Dit was 'n klein seentjie wat nogal sy stem dik gemaak het. Hy het gevra vir 'n Fok of Polisiekar song uit 2004 wat nogal interessant was. Ek bedoel hy is 10 jaar oud of so iets vir hom om daai song te ken is ek al klaar nogal. Vreemd. Daar was op die feesterrein ook toe ons daar was so 'n groepie van 3 seuns, almal so 9-10 jaar oud. Vra ons vir hulle, wie is julle gunsteling kunstenaar, wie geniet julle die meeste, en die een seun het volle bors gesê, Fransjo van Cooke. En ek het daar met my mond oopgehang en ek was soos, wat? Sy ouers is so goed vir hom, dat hy weet, dat hy hierdie antwoord. Wow, ja, ek dink hoe jonger mense hou van tunes beter, dit beteken ek kan dit miskien nog langer doen, jy weet. So, graag, ek is baie bly. Wat gaan deur jou kop wanneer jy weet, daar's mense, jou ouderdom of selfs ouer, wat hierdie verskriklike groot aanhangers is, maar dan ook 9 en 10-jariges en 15-jariges en mense wat nou nog nie eens klaar is met skool nie, wat jou so groot. Nee, dis 'n massiewe voorreg dat mense kan nou na shows toe kom, mense van my ouderdom, met hulle kids wat al 18 of 19 is. Ek het gisterand musiekvideo geshoot en ek het 'n prys weggegee vir mense om te kom na die shoot toe. En die ouetjie wat gewen het is 15. En toe kom sy ma saam met hom, sy is 42, sy is jonger as ek. En sy is 'n fan van die ou Fok of Polisiekar stuff en hy is kan meer 'n fan van my nuwe musiek. Dit was net so interessant om te sien, jy weet. Dit is baie cool. Ek bedoel, hopelik kan ons vir 'n derde generasie speel. Maar ek beloof my kinders gaan jou ken. Ek beloof, dit gaan al terwyl die kind nog in die baarmoeder is, gaan hulle al kennis maak met amazing. Met die ma se vreemde musieksmaak, want kom ons wees maar eerlik. Dit is nie net Fransjo van Cooke nie, ons musicals ook so. Wat is jou favorite? Musical? Ja. My Fair Lady. Love it. Ek het groot geword met musicals. Ja. Sound of Music, Fiddler on the Roof. Ja. Nee, as ek cool, you know. Right, so net so ter afsluiting, sê vir mense, waar kan hulle jou nou volgende keer sien? Ek weet Fransjo van Vriende is nou op pad, mag jy net so 'n bietjie vir hulle inligting oor wat vir jou voor lê hierdie jaar en waar hulle. Moet ek in die kamera kyk? Jy kan in die kamera kyk. Yo, Marula mense, hoe lyk dit? Wow, julle was nog heeltyd hier, right? Ja, maar daar kom 'n klomp songs, daar kom 'n klomp shows. Die belangrikste een vir my vir die jaar is 9 Oktober in die Sunbed Arena, is van Fransjo van Cooke met vriende, maar daar's baie ander. Wat ook belangrik is, daar is net die belangrikste een vir my. So julle moet kom. Dis in Pretoria. Luister al die songs. Ek hoop ons iets wat julle van hou. Ek hou van alles. Ek beloof, lekker vakansie hou. Peace.
My naam is Mizaan van Wyk en dit was 'n heerlike stoepkuier met Fransjo van Cooke. Mizaan. Dankie dat jy hier was, al die pad uit Legend. Bellville. Wêreld te kan stop, sodat alles soet is. Gaan dit dadelik nou